Vanoggend is Moedersdag en ons het die afgelope paar weke het ons bedien aan die hand van 'n boek met die naam Jesus Beginsels vir Doelgerigte Liefde. Ek sê vanoggend vir die diensspan, is my so kosbaar hoe die Here elke tema laat inval het op die regte plek. En toe ons beplan het aan hierdie reeks toe, en ons reeds die temas gehad het, en ons kyk toe na die kalender en ons besef, goed, Paasnaweek val hier, en toe gee die Here vir ons die tema vir Paasnaweek, en dit is lief hê soos Jesus ons lief het. En dit het presies ingeval. En toe gee hy vir ons die tema vir hierdie Sondag, en dit is, die wat dien, is die belangrikste. Nou weet nie van jou nie, Pieter, maar in jou huis, in my huis, is dit verseker 'n moeder wat dien. So vanoggend wil ons met die eregaste praat. Ons wil met die persoon in ons huis wat die Here sê die belangrikste is. 'n vrou wat opoffer, 'n vrou wat nagte om wakker is soms met 'n baba, 'n vrou wat agter daai kospotte staan, besig is met wasgoed, skoonmaak, die gehuil van 'n kind hanteer. Daardie moeder wat soveel opoffer. En dan wil die Here vanoggend vir ons moeders sê, julle is juis in sy oë die belangrikste. Maar daar's 'n boodskap vir elkeen van ons hierin, want as die woord praat van diensbaarheid, dan praat hy nie net met 'n vrou nie. Hy praat met ons almal. En dan wil ek jou aanmoedig om vanoggend jou ore te spits, meneer, want ek dink die Here het 'n boodskap vir een en elkeen van ons vanoggend. So ek wil hê, as jy kan, blaai saam met my. Die eerste skrif waarna ek bietjie gaan kyk is uit Matteus hoofstuk 23 vers 11 tot 12. Daar is so 'n stuk of 4 skrifte wat sterk uitstaan vanoggend wat die woord aanbetref, en ons gaan stil staan by elkeen van hulle, maar ons gaan bietjie inkleer rondom dit, en die Here vertrou dat hy spesifiek met almal van ons praat. As ons praat oor diensbaarheid, dan praat die woord ook oor nederigheid. Nederigheid. Diegene wat bereid is om hulle self te verneder. En dan wil ons ook met ander woorde vanoggend praat oor die waarde van nederigheid. Hoe lyk nederigheid in ons verhoudings? Hoe wil die Here hê moet ons nederig wees? Maar onmiddellik kan jy hoor, ek dink, daar is 2 kante van hierdie saak, daar is opregte nederigheid en dan is daar aangeplakte nederigheid. Opregte diensbare harte, maar dan is daar ook die wat dien om gesien te word. So daar is heeltyd 'n lokval in hierdie boodskap opgesluit, en ons moet heeltyd besluit, waar staan ons? Aan watter kant staan ons? Is ons hier waar ons onsself wil verhoog? Of is ons hier waar ons bereid is om onsself te verneder, sodat hy ons kan verhoog? Matteus hoofstuk 23 vers 11 en 12 is ons temavers vir hierdie week se boodskap, en jy sal sien, ek stuur vir jou die dagstukkies aan. Ek hoop daar's van julle wat die boek saam met ons lees wat ek op ons broadcast uitgestuur het. Daar's ongelooflike waarhede opgesluit in hierdie boodskap. Hy sê, Matteus 23 vers 11, maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Hy praat van die grootste. As jy die grootste wil wees,
moet jy bereid wees om ander te dien. Hoogmoediges word uiteindelik verneder. Maar die wat nederig is voor die Here, hulle word deur hom verhoog. As 'n ou sêding wat sê, the way up is the way down. As jy wil groot word en groot dinge bereik in die lewe, volgens God se beginsels, is die pad soontoe 'n pad op jou knieë. The way up is the way down. Nou ek wil kom en ek wil begin met 'n bietjie konteks en ek gaan, as jy wil blaai na Markus hoofstuk 10 toe, gaan ek bietjie konteks gee uit 'n stuk verhaal waar Jesus en sy disippels besig is op pad na Jerusalem toe. En ek wil net so 'n bietjie konteks gee dat ons saam kan verstaan waarvandaan Jesus kom wanneer hy van hierdie waarhede spreek. Nou wat gebeur het is, Jesus en sy disippels het baie keer gestap van een dorp na 'n volgende. Wanneer jy stap, dan stap sommiges voor en agter. As jy 'n groep is van 13 plus, dan gaan almal nie in 'n bondel stap nie. Een ou gaan daar stap met nog iemand, een ou voel hy wil bietjie op sy eie stap, iemand stap dalk vooruit. Hierdie spesifieke geleentheid het Jesus vooruit gestap. Jesus het 'n spesifieke missie gehad. Jesus was doelgerig. En sy disippels het baie traag agter hom aangekom. Die disippels was onrustig. Die disippels was eintlik ook vreesbevange as gevolg van waarheen Jesus op pad was. Jesus was op pad na Jerusalem. En die probleem was dat in Jerusalem was daar politieke en godsdienstige leiers wat Jesus wou doodmaak. En hulle het hom gewaarsku en gesê, Jesus, maar ons kan nie nou Jerusalem toe gaan nie, en Jesus het gesê, ek moet gaan. En inteendeel, terwyl hy agterkom hoe onrustig die disippels is op pad na Jerusalem toe, toe stop hy op 'n stadium en hy draai na hulle toe en hy sê vir hulle, kyk, ons gaan na Jerusalem toe. Dis vers 33 van Markus 10. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlewer. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak en 3 dae later sal hy uit die dood opstaan. Jesus het nie doekies omgedraai nie. Hy het baie reguit met die disippels gepraat. Maar weet julle wat, die disippels, as ons nou verder lees, was duidelik blind vir wat Jesus gesê het. En bro, as jy hierdie skokkende nuus moet ontvang, as ek saam met jou stap en ek sê vir jou, ek draai om na jou toe, pa van die huis sê vir sy vrou en kinders, hoorie julle, ons is op pad Jerusalem toe, daar gaan ek gevange geneem word, hulle gaan my bind, hulle gaan op my spoeg, hulle gaan my slaan, hulle gaan my martel, en weet jy wat, ek gaan doodgaan. Wat sê pa nou? En na 3 dae, by the way, gaan ek opstaan uit die dood uit. So jy sou dink dat daar 'n klomp vrae en 'n klomp reaksie en 'n klomp medelee en 'n klomp skokkende gevoelens sou uitkom, maar sekerlik nie wat hierop gevolg het nie. As jy verder in die woord lees, vertel dit van die 2 broers wat toe na Jesus toe kom. Die 2 broers, Jakobus en Johannes, en hulle vat Jesus eenkant direk na hy hierdie gesê het. En hulle sê vir hom, Jesus, ons wil net seker maak, as u eendag die koning is, kan ek en my broer asseblief die belangrikste plekke kry langs u. So iewers in wat Jesus gesê het, het hulle iets gehoor van trone en posisie. En dis hulle reaksie op Jesus wat vir hulle vertel het, ek is op pad om dood te gaan. Ek is op pad om my lewe te gee vir julle. Ek gaan gespoeg word, ek gaan gemartel word, ek gaan geslaan word, en uiteindelik gaan ek doodgaan vir jou
En die woord kom, en mense nou dink, Jesus sou hulle in daai oomblik, wel as ek Jesus was, sou ek hulle die bek geruk het. Maar gelukkig kan ek nou by Jesus leer, hoe om te reageer. Jesus het besef wat in hulle harte aangaan, want vrees maak dat jy selfsugtig optree. En Jesus het gereageer, en hy het vir hulle gesê, as ons lees hierso vanaf vers 42, julle weet dat by die nasies dit so is, dat hulle sogenaamde heersers oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. So dis hoe leierskap werk. Mense misbruik die mag oor die wat onder hulle is. Maar Jesus kom en hy sê vers 43, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle eerste wil wees, moet almal se dienaar wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Jesus se antwoord, Jesus se manier van met sy disippels praat, terwyl hulle een ding in die kop het, wie is die belangrikste? Jesus gaan ons nou heerser word, hy gaan alles oorwin, hy gaan hierdie Romeinse juk van ons afgooi, en dan moet van ons sit aan sy linkerkant en aan sy regterkant. Dis die mins belangrikste kwessie wat in hulle koppe voorop is. Terwyl vir Jesus het gegaan het oor, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. So met ander woorde, as jy groot wil wees in jou verhoudings, is hier 'n boodskap wat Jesus vir jou gee, dan moet jy oplet en dan moet jy luister wat die Here vanoggend vir jou sê. Die wat groot wil wees in jou verhoudings, elkeen wat in julle kring groot wil wees, moet die ander se dienaar wees. Die grootstes is die dienaars. Die wat dien is die belangrikste. Let op die verbintenis na ons begeerte om belangrik te wees. En Jesus se opdrag, as dit jy is, wat belangrik wil wees, dien dan. Jesus sê nie hiermee dat dit verkeerd is om 'n begeerte te hê, om belangrik te wees nie. Hy sê wel, gebruik daardie dryfkrag wat in jou is, om betekenisvol te wees, om iets te bereik in die lewe. Gebruik daardie dryfkrag om 'n nederige, diensbare gesindheid eerste te stel. Want as jy dit doen, dan sal jy groot dinge bereik. Nou ek wil vir jou sê, as ek een van daai disippels was, en Jesus het so met my gepraat, ek sou so 'n bietjie in die bek geruk gevoel het. Dit sou vir my gevoel het, hierdie is profound. Jy sien, maar ons het die voordeel om terug te kyk op wat gebeur het. Vir hulle in daai oomblik was hulle in groot opsigte nog verblind. Want hulle het hierdie illusie gehad van wat Jesus in hulle oë veronderstel was om te bereik, en wat dit gaan beteken as hy iets groots gaan bereik vir die wêreld. Die laaste ding wat in hulle prentjie van Jesus wat grootheid bereik, is vir hom om te sterf en gemartel te word en verneder te word. Nou is interessant, as jy in jou Bybel letterlik 'n bladsy of 2 terugblaai na Markus hoofstuk 9, dan sien ons nou hierdie geleentheid wat ek nou net in hoofstuk 10 aangehaal het, was die 3de keer wat Jesus sy disippels vertel het dat hy op pad is om dood te gaan. Dit was nie die eerste keer nie. Die 2de keer
wat hy hulle vertel het in hoofstuk 9, interessant genoeg, was hulle ook op pad iewers heen. Hulle het ook gestap. En het staan daar in Markus 9 vanaf vers 30, eintlik vers 31, hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word in die hande van die mense oorgelewer en hulle sal hom doodmaak en 3 dae nadat hy dood gegaan het, sal hy weer opstaan. En die woord sê daar, dat die disippels het dit nie verstaan nie, en hulle was gevul met vrees, en het nie dit bevraagteken, het nie vrae gevra nie. Want dit was so buite hulle verwysingsraamwerk. Jy sien, diensbaarheid is buite my en jou verwysingsraamwerk. Ons dink dat die ou wat die belangrikste is, die beste sitplek moet kry. Die ou wat die grootste is, die grootste eerbetoon moet kry. Maar in Jesus se boekies, as jy die grootste wil wees, as jy die belangrikste wil wees, word die een wat deur almal verneder word. Ja, word die een wat almal dien. En so het hulle aangestap by daai geleentheid ook. En as ons kyk vanaf vers 33 Markus 9, het Jesus, hulle was daarna in Kapernaum, by die huis. En weer eens, die reaksie op Jesus wat hulle vertel, ek gaan doodgaan vir julle, is die disippels op pad. Verder, na hy dit gesê het, raak in 'n stryery met mekaar betrokke oor wie is die belangrikste onder hulle. En Jesus was nie in daai gestryery nie. Jesus het vooruitgeloop en hy vra vir sy disippels, waaroor het julle langs die pad geloop en gepraat? En hulle het egter niks geantwoord nie. Hulle was skaam, want hulle was besig om te argumenteer oor wie is die belangrikste onder hulle. En Jesus kom en hy sê, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Dis Markus 9 vers 35. As iemand eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Jesus se boodskap gaan lynreg teen dit wat ons glo die pad is vir iemand om iets betekenisvol te bereik. As jy 'n begeerte het om betekenisvol te wees, sê die Here, vertaal daardie begeerte in 'n besluit om te dien. Want wanneer jy dien, sal jou lewe betekenis kry. Volgens wat Jesus hier sê. Jesus sê, wie hoogmoedig is, sal verneder word. Wie nederig is, sal verhoog word. Jy sien, elke dag staan ek en jy voor 'n toets. Ons staan voor 'n grootheidstoets. En daardie toets moet ons onsself afvra, gaan ek vandag myself verhoog? Of gaan ek vandag myself verneder? Wil ek vandag groot wees? Wil ek vandag groot dinge bereik? Wil ek vandag betekenisvol wees? Vra jouself af, gaan ek myself verhoog? Of gaan ek myself verneder? Kom ons trek dit deur na ons verhoudings toe. Wil ek in my verhoudings groot dinge bereik? Wil ek betekenisvol inspraak lewer in my verhoudings? Vra jouself af, gaan ek myself verhoog? Of gaan ek myself verneder? Hoe gaan ek dit hanteer? Wat gaan ek doen? Kom ons trek dit deur na 'n paar praktiese goed. Wie sal die eerste wees om na 'n rusie vir jou huweliksmaat om verskoning te vra? Die persoon wat bereid is
om hom of haarself te verneder? Hoe sal ek as 'n ouer hierdie uitdaging, hierdie probleem met my kind hanteer? Gaan ek myself verhoog? Of gaan ek myself verneder? Hoe kan ek hierdie meningsverskil wat ek met 'n vriend het, ek en hy stamp koppe, ons is jarelange pelle, maar het iets gebeur? Gaan ek myself verhoog? Gaan ek myself verneder? Ag, weet jy wat, kom ons maak dit sommer eenvoudig. Wie gebruik vanaand die afstandbeheer? Wie gaan opruim na die ete? Wie gaan die kinders help bad? Wie gaan die wasgoed op die draad afhaal? Gaan ek myself verhoog? Gaan ek myself verneder? Weet jy wat jy gaan moet kies? Want jy kan nie albei kies nie. Elke situasie staan jy voor 'n keuse om jouself of te verhoog of jouself te verneder. Ek weet wat Jesus gekies het. Jesus het gekies om homself te verneder. Hy het homself verneder vir my. En nou is dit benede my om die wasgoed van die lyn af te haal. Om die skorrelgoed te was. Wie is ek? Wie is ek? Die wat dien, is die belangrikste. Nie die wat hulle self verhoog nie. En glo, hel, ek is daarom mos nou belangrike mense in my huis. Seker goed wat ek nie doen nie. Is ek bereid om myself te verneder? Jy sien, nederigheid staan in die kern van enige sterk verhouding. Verhoudings wat die toets van tyd gaan deurstaan, word gekenmerk aan beide partye wat bereid is om in nederigheid die knie te buig voor die Here en teenoor mekaar. Nederigheid. Jy sien, selfsug vernietig verhoudings. Hoe meer selfsugtig ek is in my huis, hoe meer selfsugtig is ek is in my verhoudings en presies juis my naaste verhoudings. Hoe meer vernietiging saai ek. Want ek is eintlik selfsugtig. Maar wanneer ek bereid is om myself te verneder, dan sal my verhoudings groei. Wanneer ek bereid is om te dien. Wanneer ek bereid is om die gesindheid van Jesus te beoefen in my huis. Ek is heeltyd gekonfronteer hiermee. Ek dink hier's nie een van ons wat nie hiermee gekonfronteer is nie. Jy sien, sommige van ons dink, nee maar, dis die Here wat verhoog en die Here wat verneder. Ons dink, dis die Here se werk. Hallo? Wat sê Jesus hier? Wie homself verneder, sal verhoog word. Jy en ek het 'n keuse om te maak. Gaan ek myself verneder? En is God se prerogatief hoe hy teenoor my nederigheid reageer. En hy sê in sy woord, as jy jouself verneder, sal ek jou verhoog op die regte tyd. Want dit is wat ek doen. Dis wie ek is. Dis my hart vir jou. As jy groot wil wees, as jy groot dinge wil bereik, as jy betekenisvol wil leef, begin deur te dien. Maar nou is die vraag, en ek wil 2 goed aanraak in dit. 1, ek wil ambisie aanraak. Hoe doen ek met ambisie? Hoe maak ek met ambisie? En ek wil ook 'n ander ding aanraak, en dit is ons behoefte as mens om raak gesien te word.
Wat sê nederigheid? Hoe hanteer nederigheid my ambisie? Kom ons vra net eers, is ambisie verkeerd? Natuurlik nie. As jy die woord deurkyk, is van die karakters, Abraham het ambisie gehad, Abraham het God gehoor, en hy het getrek na 'n beloofde land. Dis ambisieus. Josef het ambisie gehad, toe hy 'n volk van hongersnood gered het. Dawid het ambisie gehad. Jesus self was ambisieus. Nou kom ons kyk eers na redes hoekom ek volgens die woord ambisie moet hê. OK, en dan wil ek kyk, wat sê die woord, hoe moet my ambisie lyk? Die woord sê, eerste rede is, om ambisieus te wees, is die besef dat ek en jy is deur God geskape. God het 'n spesifieke doel en 'n plan met my en jou lewe, en my strewe moet wees om daai doel te bereik. Amen? En om daai doel te bereik, is ambisieus. Stem julle saam? Tweedens, God het aan ons die verantwoordelikheid gegee om oor hierdie wêreld te regeer. Hy het gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit, heers oor die visse, die voëls, die diere. Daardie verantwoordelikheid om die wêreld te bestuur is 'n ambisieuse taak. En derdens, God het my en jou geskape in sy beeld en in sy gelykenis. Dit is voorwaar ambisieus om te sê, ek gaan God se beeld na buite toe uitdra. So die oomblik as ek iets wil aanpak, ambisieus, en ek kan dit wat ek aanpak in lyn bring met God se skepingsdoel vir my, in lyn bring met die verantwoordelikheid wat God vir my gegee het om oor die wêreld om my te heers en die wêreld te bestuur na sy wil. En ek kan dit in lyn bring met ek wat sy beeld, sy gelykenis na buite toe wil uitdra, is daardie ambisie goddelik. Maar die oomblik as ambisie gepaard gaan met 'n klomp trots en eie ek, dan is ambisie selfsugtig. So my ambisie kan of goddelik wees, en my ambisie word deur nederigheid bestuur. God se nederigheid wat hy my leer, die gesindheid van Christus wat ek aanleer, en ek, wil ek sê, temper my ambisie aan die hand van Jesus se gesindheid en sy opofferende liefde vir my. Maar die oomblik as my ambisie selfsugtig word, dan word my ambisie verwoestend. Want dan trap ek op mense om bo uit te kom. Ek het nie 'n saak met wie ook al nie, ek kil en ek steel en ek verwoes in die proses verhoudings. Want ek is selfsugtig in my ambisie. Is ek by selfsugtige ambisie of is ek by goddelike ambisie? Nou blaai saam met my na Matteus hoofstuk 18. Matteus hoofstuk 18. En ek wil net kyk, as ons praat oor ambisie, het Jesus vir ons 'n voorbeeld kom gee. Jy sien, ons kom agter dat vir die disippels die onderwerp wat die grootste bespreking onder hulle teweeg gebring het, was klaarblyklik, wie is die belangrikste? Wie het die belangrikste plek wat hy moet inneem? Wie gaan die grootste titel dra? Wie gaan die meeste raak gesien word? En by so 'n geleentheid, weer eens, Matteus hoofstuk 18 staan daar, daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? My hemel. Weereens die vraag, 'n menslike vraag om te vra, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Wie dra die grootste titel? Wie gaan die beste posisie inneem?
En Jesus het in daai oomblik die geleentheid gesien om hulle iets van nederigheid te leer. Nederigheid wat jou ambisie om betekenisvol te wees, om iets groots te wil bereik, om noemenswaardig te wees in jou bedryf, te temper met nederigheid. En Jesus, wat het hy gedoen? Hy laat 'n kind tussen hulle staan. En hy sê vir hulle, wie homself gering ag, soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. Jesus wou gehad het, ons moet iets by 'n kind leer, van wat dit is om groot en belangrik te wees in die wêreld. Wat is dit? Jy sien, hier praat ons van disippels wat daarop aangedring het dat my wil, ek is belangrik, my manier van doen. Kyk, ek gaan die wêreld wys, ek gaan my pa wys, ek gaan vir almal wys dat ek dit kan doen, en ek gaan my wil en my stempel afdruk op die wêreld. Dit was die gesindheid wat die disippels gehad het. Maar 'n kindjie se voorbeeld is van een wat absoluut afhanklik is in alles wat hy doen. 'n Kind is afhanklik. Jy sien, weer eens kom ons terug by hierdie belangrikheidsvasvraag van ons. Gaan ek myself verhoog? Of gaan ek myself verneder? Jy verhoog jouself deur te eis dat jou wil en jou manier van doen eerste gestel word. Jy eis dit. Jy verneder jouself deur die keuse te maak om te sê, ek is van God afhanklik in alles. Jy sien, om op te eis of om afhanklik te wees, dit is die keuse wat jy elke dag gaan maak. Ons kan of ons wil, ons regte, of wat ons verskuldig is opeis, of ons kan kies om afhanklik van die Here te wees, om in sy tyd vir my te gee wat my toekom. Gaan ek opeis? Of gaan ek afhanklik wees? Kom ek gee 'n voorbeeld van opeis. Stap in 'n restaurant in. En hier moet ek bieg. En die diens is nie so goed nie. En jy eis goeie diens. Maar jy doen dit op so 'n manier dat die bestuurder en die waitress en almal die poppe dans. Jy sien, jy kry sommer nuwe steaks en daar word vir jou pudding aangedra, want jy eis dit. Jy stap in die bank in, die ry is stadig. Jy kry nie diens nie. Nou op 'n stadium sien jy hier's 'n vloerbestuurder en jy stap na die sê, weet wat gaan aan hierso vandag? Ek is mos die kliënt, ek moet gehelp word. Hoe is dit dat ek nou al 'n halfuur wag en jy eis goeie diens in die bank? Kry jy dit reg? 10-1 ja. Meer van 'n senior opsit, hoe beter. Ek gebruik hierdie voorbeelde want dit is tipiese voorbeelde waarin ek myself al vasgeval het. En toe ek sit hierdie week, toe besef ek, my hemel, ek is geneig om op te eis. En as dinge nie uitwerk soos ek het wil hê nie, dan stel ek groter eise. Die ding van eis, op eis, is bedrieglik, want dit kan vir jou in die minder belangrike dinge in die lewe, kan dit vir jou sukses gee, soos om goeie diens by 'n restaurant te kry, om eerste in die ry te kom by binnelandse sake, of wat ook al jy wil opeis. Maar die probleem is, om te eis kan nie vir jou, waar dit kom, by die mees belangrikste goed in die lewe, kan jy nie opeis en dink, dit gaan sommer
net werk nie. Ek eis op. Ek maak groter eis en ek dink dit gaan werk. Wat is van die goed wat jy nie kan eis nie? Jy kan nie eis om gelukkig te wees nie. Jy kan nie eis dat jy nooit moet siek word nie. Jy kan nie eis dat 'n verhouding moet werk nie. Jy kan nie eis dat iemand jou moet lief hê nie. En wat ons doen, dinge gaan moeilik in ons verhoudings en ons wil doen wat ons in die restaurant doen. Ons wil opeis dat ons kinders gehoorsaam aan ons wees. Ons wil opeis dat ons man en vrou tog net uit hulle pad uit sal gaan om meer na ons behoeftes om te sien. En wat doen ons? Hoe groter eise ons van mekaar stel, hoe meer dryf ons die mense naaste aan ons weg van ons. Terwyl die Here sê, the way up is the way down. As ek in my verhouding groot deurbrake soek, moet ek begin om my verhoudings, myself te verneder onder die kragtige hand van die Here en te sê, Here, hoe kan ek my vrou, my kinders op die hande dra? Hoe kan ek afhanklik word van U, eerder as wat ek wil opeis dat dinge volgens my manier moet gebeur. Want Jesus leer ons om mekaar te dien. 'n Kind het nie 'n probleem om afhanklik te wees nie. 'n Kind verwelkom dit. En die Here daag ons uit. Hy sê, word afhanklik van my, soos 'n kind afhanklik is van 'n moeder. Word jy afhanklik van my. Besluit of jy gaan opeis, en of jy jou eie wil afdwing. Weet julle wat, toe ek met hierdie beginsel sit, toe sit ek met my vrou, dink dit was Vrydag, drink ons koffie, en ek sê vir haar, my liefie, ek besef in 'n groot gedeelte van my lewe het ek opgeëis. Want ek het geglo, the only thing evil needs to triumph is for good men to do nothing. 'n Goeie beginsel, maar in daai selfe asem het ek opgestaan en ek het kwaier geraak en ek het die regte goed opgeëis. Hoor my? Maar hoe meer en groter eise ek gestel het op my geliefdes, hoe meer het ek die teenoorgestelde reaksie baie keer gekry. Want my eise is te hoog. Ek moes eerder bereid wees om meer die knie te buig en meer te dien, nederig te wees. Want die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles. Mag die Here ons genadig wees. Vandag gaan dit oor 'n Moedersdag. En ek sien sommer so die moeders in hierdie vertrek wat opoffer en hulle self gee. En dan is ons as mans geneig om nog op te eis ook. Dan wil ek vir die manne vra, meneer, staan vir 'n oomblik terug. Weet julle wat? Daar's nie een van ons wat nie worstel met trots nie. Is dit nie? Daar's nie een van ons wat nie ook raak gesien wil word nie. Is dit nie? En die Here sê, laat vaar jou begeerte om raak gesien te word. Laat vaar jou begeerte dat jou vrou tog net agterkom wat jy doen. En onderwerp aan my. Word afhanklik van my en kom op 'n punt waar jy eerder na iemand anders se behoefte kyk as wat jy jou eie begeerte voorop stel. Ek wil raak gesien word. Ek wil die beste plek aan die tafel in my huis hê. Ek wil 'n goeie bord kos op die tafel hê. Ek wil 'n gesin hê wat in lyn staan en my groet by die deur as ek daar aankom. As dit nie so gebeur nie, lê jouself neer
en verootmoedig jouself voor die Here en sê, Here, hierdie vrou van my het teen hierdie hele dag rondgehardloop agter hierdie kinders aan en skoongemaak en 'n klomp krisisse in die gesig gestaar. Ek het geen klou hoe dit daar gegaan het nie. Ek kom net met my las van die werk af. En ek verwag, alles moet honkedor wees. Die kos moet op die tafel wees, die kinders moet versorg wees, en die oomblik as die ligte afgaan, dan moet daar liefde wees. Hoor my. En intussen tyd sê die Here, is jy bereid om die knie te buig? Is jy bereid om jou gesin te dien met die gesindheid van Christus? Is jy bereid om dit te doen? Ek is uitgedaag hierdeur. Ek is uitgedaag in myself om te sê, Jacques, is jy bereid om minder eise te stel en meer afhanklik te wees van die Here? Want as jy groot goed wil bereik, as jy betekenisvol wil wees, kom op 'n plek waar jy bereid is om te dien. Waar jy bereid is om die knieë te buig en te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil geskied. Kom ons sluit die oë. Vader, in hierdie oomblik wil ons voor U kom en sê, Here, U woord is soos 'n tweesnydende swaard. So waar het U woord gesny vanoggend. Maar Here, die woord bring ons op 'n plek waar ons besef, Here, ons kan nie uit onsself uit nie. Ons kan nie uit onsself uit lief hê nie. Ons kan nie uit onsself uit dien nie. Ons kan nie uit onsself uit nie veroordelend wees nie. Ons het U genade nodig. Ons het U voorbeeld nodig. Ons het nodig om by U te leer. Leer ons, Jesus, hoe om te dien. Leer ons, Jesus, hoe om op te offer. En leer ons ook om na mekaar se behoeftes te kyk en om te sien na mekaar eerder as my eie. Want U liefde is nie selfsugtig nie. U liefde is bereid om op te offer. U liefde is bereid om te kyk na die belange van iemand anders eerder as my eie. Maar ons is so geneig, Here, om ons eie belange eerste te stel. Ons is so geneig om selfsugtig op te tree, Here. Ons ambisie, ons werk, ons besigheid, sien tog nie raak wat ek doen. En intussen tyd sê U, is jy bereid om die knie te buig? Is jy bereid om die nederige gesindheid van Jesus aan te neem? Jesus, wat God was, het nie sy posisie as God gereken as iets waarna hy moet vasklou nie, maar het homself verneder. Hy het die vorm van 'n dienskneg aangeneem. Hy's gemartel, hy het gesterf vir jou. Wie is ek, Here, om op te eis, terwyl U opgeoffer het? Wie is ek, Here? Wie is ons genade? Wie is ons genade? Vader, terwyl die oë gesluit is, weet ek, U Gees is besig om met mense te praat. En ek vra dat U nou sal stil staan, Heilige Gees, en dat U harte sal bedien. Daar's van ons wat worstel met onsself. Ons sukkel in ons verhoudings, ons stamp koppe. Want ons sukkel om die knie te buig. En dan vra ons, Here, in Jesus naam, help ons om die knie te buig vandag voor U. En te sê, Here, nie my wil geskied nie, maar U wil, Here. Nie my manier van doen nie.
Nie die beste plek vir my, en almal wat my moet eer en respekteer, terwyl ek nie bereid is, om werklik lief te hê, deur te dien nie. Dankie Here, vir diegene wat dien. Dit kom nie maklik nie, dit is nie eenvoudig nie. Dit vat opoffering, dit vat onbaatsigtigheid. Vanoggend wil ons sê, dankie Here, vir die diensbares, want juis hulle is die belangrikste in u koninkryk. Here, ons eer u. Dankie vir u genade. Dankie vir u liefde. Amen. Ons het gebid. As julle net vir my die ligte kan aansit. Reinie, as julle kan reg staan met daai blaadjies. En ek het op hierdie oomblik het ek 'n spesifieke uitdaging wat ek na u as gemeente wil bring. Ons is die afgelope klompie weke besig om te praat oor doelgerigte liefde. Maar ons het besef, wat help dit? Ons praat net hieroor. En ons doen dit nie. Sal julle my gou help om my blaadjies uit te deel, as al dalk nog 'n paar manne is, ek sien hier's genoeg. Neem net gou 'n blaadjie, en ek wil graag hê, ons moet met mekaar praat, aan die hand, van wat op hierdie blaadjie is. Gee sommer vir elke volwassene as sy lyk my meeste het gekry. Dankie, daar's nog 'n paar. Op hierdie blaadjie is wat ek noem 'n gemeente gee om uitdaging. Ek wil 'n uitdaging aan ons gemeente rig. Gemeente gee om uitdaging. En die vraag is, hoe kan ons in die volgende aantal weke praktiese liefde aan mekaar wys? Jy sien, ons kom by mekaar, ons is hier op 'n Sondag, en baie van julle ken nie eers mekaar nie. Jy weet, jy sien hierdie ou deur aan die kant sit, daai man en vrou sit gewoonlik daai kant, is mense nie nogals getrou in waar jy sit nie, dis nogals amazing, okay, maar ons weet nie eers daai persoon se naam nie. Iewers het ek nou al bietjie kennis gemaak, o hemel, daai dametjie se kind is saam met my in die kinderkerk, maar ek het nog nie persoonlik koneksie gemaak met mekaar nie. En ek het 3 praktiese goed wat ek jou uitdaag om in die volgende aantal weke te doen. Ons het nog volgende Sondag wat deel is van hierdie reeks, maar ek wil vra dat ons in die volgende paar weke, eintlik is my begeerte dat dit deel word van die koninkrykskultuur wat ons handhaaf. Nie iets wat net nou moet gebeur nie. Maar ek wil spesifiek jou uitdaag, en ek gaan volgende Sondag, die Sondag daarna en die Sondag daarna, gaan ek geleentheid gee vir getuienis. Ek wil weet, wat gebeur aan die hand van hierdie uitdaging? En hoor waarvoor daag ek jou uit? Is daar 'n persoon of 'n gesin wie jy kan oornooi vir 'n koppie koffie of saam mee kan eet? En nou wil ek vra, dit moet 'n persoon of 'n gesin wees wat nie jou beste buddy in die kerk is nie. Hoor jy, Quentin? Okay. Nee, maar ek het elke week saam met iemand in die kerk. Nee. Nee, ek wil hê dit moet juis 'n gesin of 'n individu wees wat jy nie gewoonlik mee kuier nie. Wat gaan beteken, jy gaan nou by die koffietafel, gaan jy na iemand toe moet stap en sê, jy gaan moet bid en vra, Here, druk iemand op my hart, druk 'n gesin op my hart. Dis nie moeilik nie. Ons hou van braai saam. As dit moeilik is om 'n braai te reël net 'n koppie koffie.
Nooi hulle uit na jou huis toe, as dit moontlik is. Die tweede uitdaging, is daar 'n gemeentelid by wie se werk jy kan aangaan om hom of haar bloot te groet, of te bemoedig, of belang te stel. Ek het Sondag gehoor, hierdie persoon werk by Bioco. Hier's 'n paar wat by Bioco werk. Kom ek stop by Bioco, en ek sê net hallo. Ek het by the way by Bioco probeer stop om iemand hallo te sê, en 2 keer is die ou op lunch, so nou het ek moed opgegee. Hy is nie vandag hier nie. TC. Dis by the way TC se verjaarsdag, en Ernst en Marie hulle, saam met hulle iewers, dink ek, in Huisie View, en hulle het verskoning gemaak. So, stop net, vind uit, waar werk mense in die kerk? Want dis 'n maklike manier, dalk werk die ou af in die straat van waar jy werk. En jy kan sê, kom ons ontmoet mekaar vir lunch. Daai Spaza shop het 'n goeie vetkoek en mince. Jy hoor, so ek wil jou uitdaag om dit te doen. Dan die derde ding wat ek jou vra. Is daar iemand in die gemeente wie die Heilige Gees op jou hart lê om die foon op te tel en te skakel? Of dalk sommer net 'n WhatsApp voice note te stuur. En te sê, hoe gaan dit? Dink aan jou. Ek het hierdie week die foon opgetel, ek het een persoon geskakel. En toe hy die foon optel, toe sê hy, ek het geen rede gehad om hier uit te skakel. My rede was, die Heilige Gees het hom op my hart gedruk. Toe hy die foon optel, toe sê hy, jy weet ook net wanneer om te skakel. Toe weet ek, nou is dit net die Here gewees. En hy het begin afpak. En ek kon saam met hom bid. Prakties. Maar dit kan nie net ek wees nie. Dit kan jy ook wees. Nou gaan jy vir my sê, maar ek het nie hierdie vreemde mense se nommers nie. Hier skaar blyk ek 'n vrouegroep in die gemeente, waar daar baie nommers op is. Is dit nie? Nee, of daar's 'n komando-groep waarop daar nommers is. As jy regtig nie weet nie, vra my. Jacques, daai ou in die groen baadjie met dit se trui, hy daar gesit Sondag, dan gaan ek mooi dink, gaan ek dit uitfigure, ek gaan dalk vir jou nog 'n naam opgee. So, jy gaan met ander woorde moet stil raak en vra, Here, wie druk U op my hart? Dis prakties, dis eenvoudig, sien julle kans. Marietjie, dankie. Marietjie en ek is saam in dieselfde boot. Okay, high five. Wie sal nog saam met my Marietjie dit doen? Is daar nog, dankie Reini, hier's 'n paar. Okay, so ek challenge julle om dit te doen. Jy's nie 'n gedrukkende blik hierdie week nie. Doen dit in die volgende aantal weke, en ek gaan Sondag na Sondag gaan ek geleentheid gee vir getuienis. Ek wil weet hoe dit gegaan daarmee. Amen. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied, en tydens die lied gaan die kinders kom, en hier's iets spesiaals wat die kinders bring. Okay, so kom ons staan saam, en ons losspan, ons kan afsluit met daai lied,